Dis absoluut, ek dink 'n ding wat 'n ou moes doen. Jy kon nie nog wil gaan vorentoe loop en polisieman aansit. Ag nee. Okay, Barry, hy het my vroeër gebel, hy sê vir my, kies jou gunsteling venue. Hoe kan jy vir 'n hengelaar so iets sê? I mean, jy kan nie net een gunsteling venue hê nie. Daar's so baie venues wat eintlik agter die graspolle. Vat daai wurmpies, gooi hom daar. Barry guarantee jou vis. Barry, jy moet weer eens 'n moeilike dam as jy praat van 'n guarantee jou, jy gaan nie blank. Ja. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Right, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer lekker op 'n episode beplan. Soos gewoonlik, oude gewoonte het ons hierdie ding nou maar net so vinnig bespreek. So ons sal maar kyk waar hierdie conversation ons deurvat. Ons het wel besluit om die podcast nou so 'n bietjie rigting te verander. Ons het nou vir verskriklik lank gesels rondom tegniek, al daai ding van goed. En ons het by paadbespreking gesê dat ons gaan ons kan nie net aangaan om dit te bespreek nie. Daar's ook net soveel goed wat 'n mens kan bespreek rondom tegniek. So nou gaan ons 'n bietjie oorskakel om in die tweede seisoen ons gaan 'n bietjie meer gesels rondom venues. So ons gaan spesifieke gaste kry om met ons te kom praat en dan gaan ons 'n venue vat en ons gaan hom tackle en hom analiseer of julle sê watse plekke moet 'n mens wat in gedagte hou, hoe, wat, waar en wanneer. Dad, welkom terug vir die episode. Voordat ons verder gaan, kom ons doen net gou eers die verwelkoming. Welkom weer terug. Dankie Sakkie. Ja nee, dis lekker. Dit was 'n lang trip wat ons nou nie rekord het nie, want ons daai twee so vinnig na mekaar rekord en toe is daar nou skielik al die ouens is by die SA's en almal skarrel rond en dit is net onmoontlik geweest om 'n episode te doen. So dit is nou maar die probleem geweest. Ons is jammer daaroor. Maar ja, ons sien uit daarna vir die nuwe reeks wat ons begin en ek dink dit gaan lekker wees. Ja, gedaan ons gas van vanaand is 'n bekende gesig op die podcast. Dit is altyd iemand wat ons gou vandag kan gesels as ons ietsie wil toets, soos ons besluit het dat ons wil die nuwe formaat 'n bietjie toets. Ons sê kom ons gebruik iemand wat bekend is aan die podcast en wat ons weet wat dit maklik doen. En ons weet die luisteraars geniet dit ook om na hom te luister. Neville, dis nou jou derde ene. Welkom terug by The Original Podcast. Sê dan tot die vierde ene. Derde episode. Welkom weer terug. Baie dankie. Ja, so ons het nou verlede week het ons nou daai episode gemis. Ons rekord hierdie nou op Woensdag, die dag wat daai episode nou sou uitgegaan het. So ek moet vir die luisteraars by die huis net om verskoning vra dat ons hier maar uitgekom het nie. Die sterre moet partykeer net align vir ons om hierdie episodes gedoen te kry en hierdie laaste 2 weke was dit was net nie ons 2 weke gewees en hierdie kant by my was ek vreeslik besig gewees. So ek het nie altyd die tyd gehad om dit te kon gedoen het nie. Die aande te gedoen het nie. En dan ook onder andere het ons 'n klomp ouens opgelyn wat op die laaste nippertjie dit nie kon doen nie weens verpligtinge met die SA's en goed soos dit. So ons sal maar sien. Ek praat van die SA's, kan ons maar vir die mense so lank sê wat daar gebeur het. Ons weet nou nie die finale resultate nie, maar ons het daarop so 'n bietjie inligting gekry. Wil Bonnie vir ons 'n bietjie van die inligting gee wat ons wel weet nie? Ja nee, ek kan definitief vir mense sê. Ek moet by sê ek weet nie hoe dit gegaan het by Valdam nie. Wat hulle hengel by Valdam? Leeuplaas. Is dit? Okay, Leeuplaas, jy weet meer as ek daar. Ek weet net die een afdeling was daar gewees, dan ek dink die premier A-spanne, president A-spanne was by Bamboes, nee. Ja, president. Hulle was president A, ja. President A-spanne was by Bamboes en dan nou die premier A-afdeling was by in die sloep gewees. Ja. En ek het regtig waar 'n vreeslike klein swak fotootjie gesien met die president A-spanne se ouens na dag 2. En daar het ek per toeval gesien as my oë my nie in die steek gelaat het nie. Ek kon nie sien wie wat waar nie. Ek dink Westelike provinsie was voor en ek dink Eden is tweede. En dan het ek gesien iemand van Eden en as ek reg is dit Dwayne Webb is
4de of 5de algeel gewees en Lloyd Price wat saam met hom op die pen hengel is die volgende. So as die 1-4 is die ander 1-5 of as die 1-5 is die ander 1-6. Want dit is awesome, want ons het gesê dat ons wil 'n episode doen met die twee van hulle. Absoluut. Ons het voorheen het ons 'n episode gedoen waar toe my pa weet hand toe gevlieg het ons 'n episode gedoen met Dwayne en met Lloyd. Toe my pa op die vliegtuig was, dis net ek, Dwayne en Lloyd het die episode gedoen. En toe sê ek my pa dat ons moet 'n of ander tyd moet ek 'n aand afvat. So daai aand dan sal my pa met Lloyd en Dwayne 'n episode doen en dan kan hulle gesels rondom die SA's daan. As hulle nou goed gedoen het, is dit nou nog meer ideaal. Ja. So, maar in alle geval dan in die toekoms sal ons daai episode doen. Dan kom ons by die Premier A-spanne se ouens. Wat is hy? Klink dit vir my. Ek het nog nie vandag se uitslaag gesien nie. Maar ek vermoed daar is dalk 'n moontlikheid dat een van die ouens dalk 200 vis geweeg het of daar naby moes kom. Hy was gister op 195. Gideon Geier wat vir ons in my hengel, ek het met hom gepraat en hy het die eerste dag 177 gehad, gister het hy 155 gehad as ek reg is, of 156, so ietsie, en vandag het hy 184 gehad. Ek weet ons het al daaroor gepraat, maar dit is nog steeds net vir my fenomenaal om dit te dink. Ek sien net die persoon van Gauteng Noord, Gauteng North, het 'n Smith ou. Ek weet nie wie dit is nie. Niemand kan my 'n naam gee nie. As ek seker die naam hoor gaan weet wie dit is, maar met die ou se voorletters het ek nie 'n klou nie. Ek het nie vandag met iemand gepraat wat vir my kon 'n naam gee nie. Hy het die eerste dag 155 gehad en toe gister nou 195 en Gideon sê net vir my dat hy weet die ou definitief vandag meer vis as hy en hy het 184. So die ou het seker dalk die 200 gekrek, dalk nie. Wat die Chris Smith. Is dit Smith of Smith? Smith. Chris Smith. Smith. Ja. Okay. Ek wil nou nie sy picture hier, sy profile picture hier, die podcast, maar ek het hom gesit op Facebook, want ek weet presies wie dit is. Okay, so Chris Smith, well done, ek verstaan jy het 'n fenominale esse agter die rug, en van ons kant af net baie geluk, ons sal definitief kyk of ons hom op 'n stadium op die podcast ons het laas jaar daar die senior SA's het ons met Darren Hendricks opgehad, toe hy weet hulle daarom was. Julle sal hom moet kry, die ou. Ons sal hom opkry. As hy wil. En dan uit die aard van die saak is Gideon ook al 'n klomp keer op die podcast gewees. So as die ouens by die huis sonder net 'n skiedigheid wil weet wat Gideon te sê het, julle kan gaan kyk. Ons het 'n regtig lekker episode met hom gedoen. Sy laaste episode wat ons gesels het rondom die reismiere en die goed so dit. Dit was regtig hoe vang jy 177 vis? Ja, dis een wat ons nou sal doen. Ja. I mean, come on. Maar verder kan ek vir mense sê dat al die spanne het nie baie goed so goed gedoen nie. Van die spanne het maar 'n bietjie gesukkel. Baie donder weer toe paar op by pa. Ja, sorry, ja, vir die mense sê dat ons dis donder weer op by my paal. Ja, jy sit val 'n bietjie. Ek wil daarom net vir mense noem dat soos wat ek sê van die spanne wat gesukkel het. Ek praat nou net met Steven Nel en julle ken hom wat vir ons nou maar hengel. Hy is daar gewees in die Sentraal Gauteng A-span. Nou hulle het heel laaste geëindig sonder enige twyfel. Wat die probleem is, ek op die stadium nog nie weet nie, maar Steven sê wel vir my net nou. Hy sê vir my dit is verskriklik om te weet jy weeg 100 vis vir 'n dag. Hy het vandag presies 100. Hy sê en hy dink hy gaan 11de, 12de of 13de wees in die sone. So dis tweede laaste, derde laaste of vierde laaste met 100 vis. Hy sê my oom, ek kan nie meer vang nie. Hy sê te groot en te oud. Daar's nie 'n manier laat hy meer as dit. Hy sê vandag het hy definitief omtrent 40 gehad wat undersize is. Hy sê so hy het 140 vis gevang vir die dag. Hy sê en op sy ouderdom met sy groot lyf voel hy net
daar's nie 'n manier dat hy meer kon doen nie. So dit was 'n baie taai essa. Ag wel, as mens daaraan dink, ek is seker van Gideon het ook 'n paar ander saaivis gekry. Ek glo daai vis, hy het definitief oor die 200 vis gevang pen toe aan vir die dag. Ongetwyfeld. En ek glo meeste van die luisteraars by die huis sal weet al dat is wat mens hengel vir wat 8 ure is van 7 tot 3. So baie 200 as jy 200 vis vat en jy deel dit deur 8 is 25 vis 'n uur. Die hele dag sonder mis. So dis rof. Sakkie, maar ek wil net vinnig daar 'n ding in konteks stel. Jare terug, die mense wat al redelik lank hengel sal bewus wees van Rockwell Dam en hoe Rockwell hierso in die vroeë 2000s gehengel het. Ons het 'n Proac daar aangebied wat ek kan nou nie meer die syfers uit die face uit onthou nie. Maar Jumbo het hom gewen en hy het definitief, as ek reg kan onthou, oor die 400 vis gehad. 366. Het Jumbo 366 gehad of Johan Bekus? Jumbo het hom gewen met 366, want Jumbo het my vertel een aand in België in 'n hotel, toe ons saam gehengel het nog. Dus vertel hy my die hele storie van die ding. Jy was daar, Barry, Robbie Liebenberg, Ja, al daai mense, die goeie ou dae. ja, En, hy het gewen, Johan Bekus was tweede, ek dink ek was omtrent derde of vierde. En ek het soos 240 of whatever gehad. Ek het dit gevang met een stok en ek het elke keer 2 degies aangesit. Hulle het met daai sponsies gehengel. Sê gly spons, soukelaai sponsie so in die moed jy gooi die sponsie. Ek het eens geweet daarvan nie. Dan wou sê vir my, daai dag het Robbie, ek dink Robbie Liebenberg, ek praat onder korreksie, het, ek dink ook 190 of iets gevang met wurms. Ja. Maar dit maak sin, wat jy gooi. Hoeveel keer moes jy jou vinger gehaak het? Want ek vang 30 vis met wurms en dan dink ek paar keer my vingers lank gehaak. Dit is veel vis met 'n kariebaatjie. Weet ek het daai oggend het ek daar by die dam gekom en ek het gesien die lê dooie kurpertjie in die water wat nog redelik vars gelyk het. Nou het hom gegrip en sy kop afgeknip en afgesny en die vinnetjies mooi afgesny dat dit net die lekker gladde koppie is. Het 'n stok gevat en hom gegooi en toe hengel ek verder met een stok. En daai stok het hierso so by omtrent 11 uur toe kry ek by, toe vang ek 'n babertjie van seker omtrent so onder 1 kilo. Maar kon sy 800 gram daar rond. So 'n jong babertjie. Toe gooi pa hom weer. En ek het die kop gevat en daai selfe koppie net afgeskuif en hom teruggegooi en het hom die middag uitgetrek. En verder het ek net met hierdie een stokkie gehengel met die 2 degies. Maar laat ek elke keer 2 degies aangesit het. Nou sê ek, het die mense altyd van my gelag, Neville, voor jou tyd het ek so groot erdebakkie gehad wat my deging gekom het. So hulle sê dit het geklink of ek heeldag kook en daar in die potte is en jy hoor net katlank, aan sy op. En dis hoe het aangegaan het. Dis waar jou deegbakkie vandaan kom nou ook, né? Dit was die OG. Hy het so 'n gat aan die onderkant gehad, Neville. So hy pa daai eerste bol deeg maak van hy pa, gooi my pa op hy gat. Sit jy hom op die deeg, op die gat. Hom seël. En dan teen vanmiddag het hy daai gat, het hy homself geseël met die deeg. Ja, daai deeg het knap hard geword daarso, maar die deeg binne is mooi geseël. Ja, maar 'n klein gatjie is daarom nou nie. Jy laat ek kyk nou as ek op die kalkulator kyk. Dis soos elke 2.5 minute sit jy vis in die net. Vir 8 ure. Ja, dis wild. Ja, nee. En vir 200 vis. So dink net as jy Jumbo daai 366 vat. Dis wat gedeel deur 8. Ja, maar jy moet doubles vang. Jy moet as jy jy kan nie elke gooi. Jy kan nie as elke tweede gooi nie. Jy moet elke gooi about 'n double vang. Weet maar ek praat nou in die week praat ek met Dirk Lourens. En
Dirk was nou by veteraan SA's by Bloemhof en hy sê nee, dis net te vinnig. Hy het sy een hoek afgesny. Toe dink ek, yes, like, dit maak dit net regtig baie stadiger, want nou weet jy vang net een, of as jy al mis, niks. Waar is die twee waar Neville gesê het, dat hy sal met twee hoeke hengel in plaas van een, is as hy daai double stake. Ja, dis soos nou, as jy onthou, as jy teruggaan na daai een hoek podcast toe, dan het ek daar, ek sê altyd, ek hengel 90% van die tyd met een hoek, maar behalwe in 'n situasie soos hierdie, want jy sal net eenvoudig uitloos. Ja, jy sal nie kan compete. Ja. Jy sal net die helfte die vis vang. Also vir wat se naam, so wie dit gevra, Colin Hill, ek het op Facebook gesê dat ons gaan vanaand rekord, dan sê ek net vir Colin Hill sê dat hy net daai episode gaan kyk, so Neville se eerste episode wat hy saam met ons gedoen het, dit was die 24ste Januarie 2024, julle kan gaan kyk, daai eerste episode van hom, daar het ons regtig 'n groot bespreking gehad rondom die een hoek hengel, daar het ons 'n uur gesels rondom die redenasie rondom dit, so as julle wil rondom dit, weet hoe kom hy dit doen, kort en lang van die saak, dit werk vir hom beter, verloor minder vis, en is vir hom vinniger, behalwe as ons twee vis taak. Behalwe as jy doubles vang, dit maak mos nou logies sin, jy kan nie, as jy nou op baie SA's was by Bloemhof, kan jy nie met een hoek hengel nie, want daar's net te veel vis, jy moet soveel as moontlik doubles probeer vang, inteendeel. Ja, absoluut. Ja, dis waar jy gaan definitief moet wag vir jy gaan die eerste byt vat. Ja. Jy weet, ons het as ek reg is dit hierso 1992 daar rond, het ons 'n SA gehengel by North End Lake. En ons is afsoend, ek het die eerste keer, die dag voor die SA het ek die eerste keer gesien hoe lyk die dam. Lia was so 'n paar maande voor dit, het hulle dames toer gehad daai kant toe, het hulle daar gehengel. En toe ek die dag daar aankom, toe sê ek net, maar hierdie vis byt het so vinnig, dis onmoontlik, jy kan nie byvoorbeeld gaan poelies van aan sit nie. En die banke, die oewer het vreeslike walle en goed gehad. Toe het ons gegaan en ek het die dag daar gekom en daai middag toe gaan koop ons besemstokke. Saag ons daai besemstokke in sulke stukkies. Draai ons skroefies van die gewiggies, draai daai skroefie uit en buig hom oop laat hy so staan. Toe genoeg laat hy nie sommer net afval nie, maar jy wil ook nie hy moet jou nou pla nie. Al vat jy daai ding aan, gooi hom net hier voor jou katrol op die lyn, né? En dan skielik dan gaan jy aan en jy laai stroppe. En sodra jy hoor klak, dan weet jy daar het een ons het net pit gehengel, dis voor flouties. Dan hoor jy klak, dan slaat hy daai besemstokkie bo teen die stok. Dan weet jy, wag jy as jy tweede keer hoor klak, dan weet jy ook nou heel moontlik twee, dan trek jy dis daar twee kapies. Né? En dis die tipe goed wat ek sê wat ou hier gaan moes doen. Dis absoluut ek dink 'n ding wat 'n ou moes doen. Jy kon nie nog wil gaan vorentoe loop en poeliesman aansit. Ag nee, nee, jy kan nie. Ek het ook 'n SA's daar gehengel, actually, by Noordeinde meer. Ek onthou ons het vis geskep, jy staan in die water en hengel tussen die riete, redelik diep in die water. Ek onthou ek het op 'n stadium toe skep ek 'n vis. Nee, daai jare het ons ook ons nou maar so nog aan die stand gehak en hom afgehaal. En ek haal die vis af en ek gooi hom in my net en ek tel die strop op om nou die hoek uit die net uit te haal. Toe die hoek wat deurgesink het onder het 'n kurper om onder die net tussen my voete en die kiepnet het 'n kurper. Wat doen jy? Haal hom maar om en gooi hom ook in jou net, want jy het hom ons gevang. Hoe sal jy hom terug? Neville, ek kan vir jou sê, daai SA's wat ons daar gehengel het, daai jare was ons nog 12 spanne. 12 man spanne. Bring so my aan nou. Of 12 spanne. Ja. Kom ek net gou vir julle wys. Hierso het Lia, ek het gou vir Lia WhatsApp gesê bring gou my deegbakkie. Hy is nie weggegooi nie, hier is my deegbak. Het hom by Tanmali se winkel gekoop daai ding. Nee, hierdie is voor Tanmali se winkel ontstaan het, né? Daar's die gatjie. En daar's die gat wat Sakkie van praat. Yes. En daar's my bak. Daai bak kan in die reën so staan en dan die water loop oor sy kante, alles, daar's nie issue nie. Behalwe vir die gat. Die gat is toe. Ja, die gat is toe met die deeg. Met deeg. Nou
Nou kom ek net vir julle gou, dis is sommer net so vinnig 'n bietjie nostalgie wat ek vir julle wil wys. Hierdie, daar kan julle sien hoeveel groter is hy. Hierdie is ons bak wat ons brood, ons backing ingesit het, ons broodjies, ons pap en brood. Né? Daar's hy. Né? Ons het hier in met gemaak 3 bolle brood gesit, so 3 brode. 'n Breinbrood, 'n witbrood en 'n breinbrood wat met custard gemeng is. Né? Het ons met gemaak hier ingesit en daar kan julle sien, dit was my aasbakkies. Dis waarmee ek groot geword het. Hoe dinge verander het. Nou vat jy 2 sakkies deeg saam, sit dit in jou sak en jy gaan. Ready. Ek het hierso my nuwe Vietnamese deegbakkie kry. Daar kan die mense sien. Die oue en die nuwe. En ek het die naweek vir eerste keer hierdie deegbakkie leeg gehengel, dat hy te klein was. Gary, jy gaan in die regte rigting. Een van die dae gebruik jy 'n sak. Nee, Hy het ons uitdag. Nee, wel hy uitdag het hy wil sy deegbakkie by die huis vergeet. Dis 'n video op Facebook waar hy die sakkie gebruik. Een en almal wat mense soos day of his life. daai mense, jy weet kan nie hoe geskerp daai mense is nie. Hulle kom dadelik maar in alle geval. Okay, kom terug tot die podcast. Alright, so kom ons begin nou met die hele topic aan hand wat ons nou vandag wil bespreek. So ons venue wat ons nou vandag gaan bespreek. Ons het vir Neville 'n keuse gegee. Omdat hy ons eerste gas is, van nou af sal ons 'n venue kies en dan sal ons 'n gas kies rondom daai venue. Maar omdat Neville nou ons eerste een is, het ons dit andersom gedoen. Ons het vir Neville gevat en sê so, okay, jy kies die venue wat jy wil bespreek. Neville, so kom sê vir ons watse venue wil jy bespreek en hoekom? Okay, Barry, hy het my vroeër gebel, hy sê vir my, kies jou gunsteling venue. Hoe kan jy vir 'n hengelaar so iets sê? I mean, jy kan nie net een gunsteling venue hê nie. Daar's so baie venues wat eintlik so nice is om by te hengel, dat dis baie moeilik om een te kies. Maar ek het bietjie gesit en dink, en ek sê eintlik nog altyd, my gunsteling venue is Groot Draaidam. En baie mense se oë gaan nou rek en sê, "Heer, Neville, wat's fout met jou? Hoe kan jy daai dam kies? Groot Waai en Dead Man's Bay en Dead Man's Stryd." En ek weet nie wat als nie, daai plek het soveel name. Dis juist hoekom dit my gunsteling venue is oor dat dit so 'n verskriklike dinamiese venue is. Dit is die venue waar ek as 'n kind en as 'n junior en later toe as 'n senior my tande geslyp het, want dit is nie 'n maklike venue nie. En op daai plek moet jy kan dink op jou voete soos, ek wil amper sê soos geen ander plek, maar daar is nog plekke wat so is, soos Klipdrift ook byvoorbeeld, alhoewel Klipdrift het nie so baie spesies nie. Jy weet, baie keer kom jy by Groot Draai dan by die muddies vir een of ander rede. Ander kere kan jy daar kom 4-5 keer in 'n ry, dan vang jy nie 'n muddie van 'n dag uit nie. Ander kere moet jy klein karpies vang. Ander kere is dit 'n mengsak van jy weet, enigiets wat byt. Partykeer baie ouens sê die geelvisse maak hulle mal. Dit is nogal 'n ding by Groot Draai, daar's te veel geelvis, maar daar is maniere om dit. En wat ek hou, die meeste van die venue is, jy kan nie noodwendig altyd jouself uit die moeilikheid uit cast nie. Nie dat ek nie kan cast nie, natuurlik kan ek. Dit is maar net, in die val dan met ons 'n stigma dat as die vis nie lekker wil byt nie, op wat ook al jou plan was vir die dag, dan sit jy 1.5 aan en jy gooi hom op 135 en jy vang 'n paar dik karps vir die dag en hy for away, daar gaan jy. By Groot Draai is dit nie noodwendig die geval nie. Jy kan hom daar agter gooi en hy lê en jy vang so 'n geelietjie. 3 keer in 'n ry. Verstaan? Ek het 'n SA kampioenskappe daar gehengel. Ek het as 'n junior Ultranswaals daar gehengel. Ons het klapkoms daar gehengel. Ons het friendlies daar gehengel. As 'n senior het ons teen Mpumalanga baie daar gehengel. Ons het regtig baie by Groot Draai gehengel in my jonger dae. En ek sê dis my gunsteling hengel venue, want dit is die venue waar ek seker die meeste geleer het van hengel en waar ek seker die meeste geleer het om op my voete te dink terwyl ek hengel, en dit is vir my belangrik. Ek kan maklik sê Trigard is lekker, Valdam is daar soveel venues. Bloemhof, Bloemhof was altyd 'n treat. Maar dis alles relatief maklike venues, verstaan? As jy so intoe gaan, weet jy daarom, as jy die basics doen, gaan jy, die kans is groot dat jy baie vis gaan vang en gaan, jy weet, goed doen, goed presteer. Maar by Groot Draai is dit nooit 'n gegewe nie.
Elke liewe dag is anders, veral as jy SA's daag gehengel het. Enige ou wat hulle SA's daag gehengel het, sal saam met my stem. Dit is nogals, jy kan nie eintlik 'n plan hê nie. Spanplan vir alles bitter moeilik. So, ek het my laaste SA kampioenskap actually daar gehengel, as 'n senior, en ek was actually joint third place, saam met Skippie Johan Skeepers van Gauteng nog daai jare, hy hengel nou nie meer, hy doen nie eens meer oeverhengel nie, maar, dit was 'n baie goeie tyd, verskriklik baie gereën, dis mos hierdie tyd van die jaar, en dit was regtig bitter moeilik, ek onthou ek het 3 derde plekke gegaan. Elke dag was ek derde in my sone, en ek was derde overall, ek en Skippie het die plek gedeel, hy het hom wel gevat, ek dink omdat hy 2 of 3 vis meer as ek gehad het, so ek het toe teruggesak in 'n 4de in, maar besides the point, om in die top 3 te eindig met 3 derde plekke op 'n SA's wys vir jou hoe wisselvallig is 'n plek soos daai, verstaan, ek onthou my penmaat die eerste dag was hy eerste in die sone, die tweede dag was hy, ek dink 6de in die sone, en die derde dag kan ek nie onthou nie, en hy was soos in net uitgenooi proewe toe. Ons as Gauteng Noord het daai jaar die SA's, ons sou hom vir die 6de keer in 'n ry gewen het, en toe verloor ons hom teen Mpumalanga met 2 punte. En die Victor Ledorom was actually in my sone, en dit is ou Neil van Rensburg, wat nou in Australië bly. Hulle wat een van ons gaste was. Ja, hy het actually, ek dink, hy het groot geword langs. Ja, hy het groot, Ja, hy het groot geword op 'n plaas. En ek sê vir julle, hy het ook, ek dink hy het 'n eerste, nee, hy het die eerste dag, obviously nie eerste met my penmaat die eerste, ek dink hy het 'n tweede, eerste in die eerste, nee. En ek onthou die laaste dag, het hy so 2 penne regs van my gesit, en hy het nie so goed gedoen nie, hy was there and thereabout in die bondel, ons almal was maar, net by sê, as jy omtrent 15 vis geweg het, was jy top 3. Jy het 30 vis gevang, maar jy 15 weegvis het jou top 3 geplaas, en hy het 'n 7 kg baber gevang, so 2 ure voor die einde, en dit het hom regtig deurgetrek om die sone te wen. En hy was Victor Ledorom. So, Grootdraai is my gunsteling venue vir die blote feit dat dit is regtig 'n venue wat jou leer. Ek moet sê, Neville, nou dat jy praat nou so van, jy sê dit is waar jy geleer het. As ek moet terugdink aan my junior hengel, nee, die groot hengellesse wat ek geleer het, was by Grootdraai. Sonder enige twyfel. As ek kyk na, dis die venue waar Stefan de Bruin na my toe gekom het en gesê het, keep your head down, do the basics, gaan net aan. Waar ek het eendag waar ek het lyne afgegooi en ek kon nie 2 stokke in die water kry nie en gestres en gerattel, kom nou met wees rustig, doen net wat jy die ding met Grootdraai, nee, as ek net gou weer kan inkom, is, jy kan nie so intoe gaan met 'n vooropgestelde idee nie. Jy kan letterlik nie vandag so hengel 'n sak vol vis vang en môre dink ek gaan net copy and paste wat ek vandag gedoen het nie. Want heel eerstens, die oewer verskil so, dat dit hang af waar op daai oewer jy sit. A, B, C, D, E, F sone, daar's die babypool. Elke gedeelte van daai oewer, omdat hy sulke klomp kurwes maak. Kom ons wys gou. Ons het nou voor dit het ons nou bespreek dat ons kan dit op die watnaams vir die mense sit hom op die screen share. Dan kan 'n ou mooi sien. En so kan julle sien, dis nou die groot gedeelte van die dam, as jy die dam nou so het, en dan hier's nog maar die gedeelte waar ons nou maar meestal van die tyd hengel. So die van julle wat nou dit ken, julle sal nou maar sien. Hier's ons die hoenderhokke, en dan hier's ons die babypool. Die babypool, ja. Nou jy hengel daai hele stuk daarom. En kyk hoe verskil dit. Ek wil paar net gou vir ons verduidelik wat ons hier sal sien nie. Ek sal met die mouse point. Ek wel, ou kom daar by die babypool in. As jy babypool toe kan gaan, daar sou, ja, diep in daai kom, hierso kan 'n mens die teerpad, wil ek nou bedui met my vinger. Nee, nie teerpad, die grondpad. Die ander grondpad wat daar, nie daai ene nie, aan die ene. Die een wat in die kom ingaan, Sakkie, daar's een wat van die, daai een, dis hy. Ons ry op daai grondpad en dan kom 'n ou net daar in die babypool. Daar waar Sakkie se muis nou is, dis waar die juniors vir hulle in hulle tyd nou die Sentraal Gauteng juniors maar gewoonlik proewe gehengel het.
Dan aan die oorkant van die babypool is gewoonlik die dames. Ja. So dis maar gewoonlik redelik goeie water. En dan beweeg ou nou maar uit die kom uit, daar kry jy daai vreeslike vlakpunt as jy teruggaan, daai punt daar is verskriklik vlak, daar is so 'n paaltjie wat daar in die water staan. Daar is die geelvispunt, Barry. Daar maak die geelvis mal. Absoluut. En dan as jy links van hom gaan, daai stuk daar in daai kom in is vir my natuurlik altyd regtig goeie water tot in die kom. Dan as jy om daai draai gaan, is fair, dan kry jy daai volgende punt wat jy nou kry voor Deadman Strait. Is vir my 'n goeie punt as jy op die regterkant van hom sit. Maar hoe meer jy op die punt self kom, hoe moeiliker word dit. Deadman Strait is altyd is maar 'n moeilike stryd. Die punt links van hom, daarso is weer baie goed. Na my mening is een van die beter plekke en net links van die punt, daai stukkie tot so in die kom is my baie goed. En dan daai volgende stryd is maar 'n gewone stryd. Is maar moeilike water. Vir my enigste ander stuk wat ek sou sê wat goed is gewoonlik is daai volgende kom, daai diep sloepie wat hy maak. As mense aan die regterkant van hom is dit vir my gewoonlik beter want die wind in die middag, jou gewone noordwestelike wind druk vir jou in jou gesig in daar. So dit beteken gewoonlik vir my dat in die middag weet ek kan bank op my Kaap om hulle daar binne te vang. En nou ja, dan daar by Hoenderhokke daai stuk is maar freaking taai hoor. Dis wanneer dis daai plekke waar jy's meer op jou knie as in die water. Kom ons gee terug aan Neville toe, laat hy vir ons sy redenasie rondom die plek gee. Wat wil jy sê is jou go-to plek hierso? Wat jou pa het baie goed opgesom. En net om terug te kom wat ek vroeër gesê het is, as jy nou geluister het wat Barry gesê het, dan sal jy dadelik agterkom hoe verskriklik daai oewer verskil. Dit is om soos by 'n ander venue te hengel as jy net om die draai gaan, of net voor die draai, of in die baai, of op die punt. So, met dit in gedagte, is dit weer eens hoekom ek sê, hierdie is my gunsteling hengel venue, want jy moet so verskriklik open-minded wees as jy daar gaan hengel, omdat jy nie weet waar jy gaan sit meeste van die tyd nie. Jy moet eers jou planne beraam by jou pen, en jy moet ook die omstandighede dop. Onthou dis die Oos-Transvaal daar. 7 seisoene in een dag, nie 4 nie, verstaan? Sonskyn en reën blyk tyd daar. Ek ken dit al te goed. As jy proewe daai hengel sonder 'n kar, dan weet jy hoeveel seisoene groot draai kan hê in 'n dag. En die ding is, die vis volg die wind ook baie in daai groot plekke, omdat hy so verskriklik, hulle noem hom groot waai ook. Die wind bepaal soveel goed daar. So al daai faktore speel 'n verskriklike groot rol in wat jy moet doen in watter tyd van die dag. 7 uur tot 9 uur in die oggend, as die wind so of so waai, moet jy iets anders doen. Die oomblik as die wind omdraai, en kom sê nou maar, soos jy pa sê, die algehele wind is maar ons noordweste, dan is dinge weer anders, maar dan onthou, vir sekere dele van die oewer, verander dit weer. So as jy in 'n baai sit en die wind waai in jou in, 9 uit die 10 keer verkleur hy 'n bietjie die water, skoolvis beweeg in en jy vang lekker. Maar vir die ouens wat om die punt sit, chaos. Hulle kry nie 'n lyn in die water nie, wind waai hulle weg, jy moet groot weights gooi, jy kom nie, verstaan, dit is so 'n verskriklike dinamiese oewer, jy moet regtig op jou voete dink die hele tyd. Om daarby te las, ek bedoel, as ons 'n proef daar gehengel het, dan sal die seniors heel links daar by die Hoenderhokke, Deadman Strait, daai kant het by Paul dan gehengel, my maale het aan die een kant van die babypool gesit en dan ons het aan die ander kant. Obviously kan ons mekaar bel, ek, my ma, my pa, kan mekaar bel. Nee, dis useless. Dit help nie. My pa sal opsê maar, my pa sal vis kry, dan sê my pa vir my, gooi Petit-Jeanine, dit sal nie werk nie, want dit is totaal en al, jy kan dit net nie vergelyk. Jy moet vir jouself dink. Dis jy van die plekke waar jy moet, soos jy sê. Nou moet julle imagine 'n SA kampioenskappe as 'n span, hoe jy probeer 'n spanplan bymekaar kry. Jy kan nie. Dit is amper onmoontlik. Jy skryf hom per zone, maar jy skryf hom eintlik per pen amper.
En Absoluut. môre verskil dit. So jy het absoluut staat gemaak op die hengelaar se vermoëns om te kan die kondisies opsom. Ek dink dit is eintlik 'n ideale venue vir 'n SA's. Dis Dit die is. ideale Dis vir 'n fantasties. proef. Dit is reg. Proefhengel gaan daar. Ek Daai onthou, dit ons het 1 jaar ook gehengel, Barry, jy sal weet, aan die Damwal, Waterwese se kant. ja, ken hom Baie baie. knipperige oewer. Baie goed. Dit is Die een wind van het- my gunsteling oewers. Ons het 'n klapkompetisie een jaar daar gehengel, nee, né? Ja, ons was op die publieke kant. Wow. Hy praat van die gedeelte net direk links van die Damwal. Die Damwal is Die op jou wal, ja. regterkant. Yes, reg by die wal. Jy ry Ja. eintlik onder die wal verby en Dis dan hy. ry jy oor, ja. So daar onthou ek, ons het 1 jaar Gauteng Noord Liga ook gehengel en die wind het gewaai soos in die Bybelse tyd. Dit was verskriklik. Verstaan, dit is golwe wat jy kan nie aandink nie. En ons moes bottoms gooi, maar daai jare was daar nie goed soos gummies en goed nie, so dit was maar 'n 3-way swivel met 'n 10 of 'n 15 cm hoeklyn, jy weet bietjie langer hoeklyn. En jy het 2 Kariba wurms op elke hoek gesit. Met 'n P4. Daai jare as jy 'n gewig groter as 'n P4 by jou gehad het, moes jy 'n lisensie of iets gehad het want dit was baie hoog. Ja, dat was nie gemaak nie. Ja, dis swear, dis groot Dwight, so staan 'n P4 was langlood. Anyway, en deesdae is dit soos niks, maar anyway, en ons het 'n klein skilletjie op hom gesit en ek sal nooit vergeet nie, Barry, jy sal nou baie beter weet as dit kom by die geure van die dips en goed, maar ons het daai jare met oom Jan van die Juffer se Q35 Spirit. en 2000. Dit is so strawberry molasserige Spearmint. ding. O, okay. Ja, so rooi, so donker stroop onthou. molasser, maar erg strawberry. Ons het daai twee saam op die voetbal gesit, 2 Karibas op elke hoek en jy het hom net so hard gegooi soos jy kan. Jy het hom seker 100 meter max gegooi in daai wind. En ek moet vir jou sê, 12 vis 20 kilos, jy weet, 15 vis 25 kilos. Mooi karpe. Maar weer eens, op die dag was dit wat ons moes uitwerk en toepas. Ja, weet jy, Neville, die hele groot draai ding is my eintlik 'n vreeslike nostalgiese dam. Dis die memories is wat Sakkie sê, omdat die tyd toe Sakkie nou as 'n junior begin hengel het, was sentraal Gauteng se proewe daar. En 6 dae, 3 naweke daar. So dit is regtig waar 'n plek waar, en dan moet ek Sakkie gaan aflaai. Dan laai ons Sakkie af. Dis nog donker, hy het sy kopliggie aan, nou slang gou vir 'n tentjie op en 'n dingetjie op vir dis nie 'n vol tent nie, dis net een van daai halwe daai op die strand wat jy op die strand het. Nee, en net dat hy iewers het om te skuil as daar moerse storm kom. En ek maar net iewers En op die kleurboks sit. Dan as ek daar klaar is, dan ry ek, dan gaan laai ek Lia af aan die ander kant van die babypool. En dan as ek haar klaar afgelaai het en al haar goed gesort is, dan ry ek na my pen toe. Nou gewoonlik het dit gebeur dat as ek by my pen stop, is dit of 2-3 minute dan blaas die hoeter of die hoeter het geblaas na 2-3 minute terug, daai tipe ding. Maar in alle geval, so dit was maar altyd 'n stryd geweest, maar buite van dit, ons het klapkompetisies in hoeveel goed daar gehengel die jare. Destyds met daai Proac daar. Dis een van die venues wat ons vreeslik baie Proac by gehengel het. En ek kan byvoorbeeld onthou, ons het 'n ou tannie gehad, tannie Amanda Oosthuis, en wat saam met ons gehengel het, en sy het sit een spesifieke dag, sit sy daar en sy het Robbie Liebenberg na een kant en vir Johan Bekes links van haar as ek reg is en Robbie aan die ander kant, of hulle twee is net omgery, maar sy sit tussen hulle. En sy wen daai Proac outright met 'n sak muddies, en later het Robbie voor hom gegooi by Amanda en Johan het gegooi en dit het net nie gewerk nie. Op 'n stadium toe die dam se watervlak terugtrek, toe ry ek pertinent eendag daar en ek dink terug aan daai dag en ek stop. Toe kyk ek, toe sê jy duidelik sien hoe maak hy sulke sandbanke, sulke sandwalle. Gegooi en hulle het op die heuweltjie gegooi. Wel, never hoe weet. Sy dalk op die knop gegooi en hulle in die gat, of sy in die gat en hulle op die knop. Whichever, nee? Maar toe besef ek net weer, dat dit is van kardinale belang om die regte diepte te hê en nie noodwendig die regte distansie altyd nie. Ja.
dit kan net so groot rol gespeel. As jy by Vaaldam is waar dit so plat oewer is en jy weet almal is dieselfde, baie al mense sakkie op dieselfde distansie gooi. Maar daar was dit nie die geval nie. Ek weet daar's mense wat gaan vra, ekskuus ek val jou in die rede. Ek weet daar's mense wat gaan vra dat jy weet Grootdraai is baie bekend vir sy overpopulation van kleinbekgeelvis. Dit is nou maar net 'n feit. En ons het daai jaar as Gauteng Noord wat amper die SA's vir 'n 6de keer in 'n ry gewen het ons regtig 'n goeie plan gehad om hulle nie te vang nie. En Jacques Boshoff wat my penmaat was, het eintlik die plan vir ons uitgewerk en dis eintlik eenvoudig. Ons het met mieliepitte gehengel, maar wat ons gedoen het is ons het 'n blik koepitte uitgegooi ons het die water afgedreineer en ons gooi hom uit sommer op 'n plat oppervlak en dan het ons al die klein mieliepytjies uitgesoek. Tussen die grootes, al die kleintjies, jy weet ons baie keer kry sulke wat naby in die stronk afgesny of wat verder van die stronk afgesny is eerder. Ons het hulle almal uitgesoek en dan het hy hulle vir ons in sy spesiale roos, maar 'n rhodium rose ding. Het hy dit net vir ons ingelê net om hom 'n bietjie soetigheid te gee en ons het 2 van daai pytjies aangesit, teruggedruk in die voerbal. En nie noodwendig ver gehengel nie. Een stok 65, ander stok 70. Want partykeer moet jy die geelvisse trek na die 65 toe met lekker sagte voer, maar die stok wat net verby is op 70 meter vang vir jou die karpies en die maddies en die groter geelis wat jy kan in jou net sit en kan hou. En dit het verskil, daai afstande het verskil van waar ook al jy sit. In die babypool sal dit 65 en 70 wees. Op sekere ander plekke was dit op 105 en 110. Maar ek moet vir jou sê, ons het nie regtig verder gehengel ooit daai hele SA's as 110 meter nie. Dit was altyd iewers tussen 65 en 110 en jy moes dit uitwerk. En elke hengelaar op die pen moes dit vir homself uitwerk. Selfs op 'n pen kon jy nie 2 stokke op een plek gooi nie, want daar's nie genoeg vis om dit te split tussen julle nie. Jy moet half jou eie vis vang. Want soos ek gesê het, jy weeg 15 vis, dan is jy top 3 in die sone. As jy 8 vis weeg, is jy nêrens, jy's daar in die tail end. As jy 10 tot 12 tot 13 vis weeg, is jy top 6. As jy 15 vis plus weeg, top 3. So dis regtig tegnies en moeilik en jy moet dit uitwerk. En daai mieliepitte het ons regtig gehelp. Ons het niks gedip nie. Ons het skoon gehengel. Daai wat kan ek dit hierso inspring net. Dat wat jy nou sê dat jy moet soms daai geelvis trek met die sagte voer en dan hengel jy met daai een stok net 'n bietjie verder. Dit laat my nou dink aan een van die proewe wat ons daar gehengel het wat die geeltjies het net die junior smal gemaak. Dit was ietsie uit 'n sci-fi boek uit met die hoeveelheid geeltjies wat jy gevang het. Jy kon net nie daar verbykom nie. En almal was vreeslik geïrriteerd en het later hulle groot gewigte afvat en so ver gegooi as wat hulle moontlik kan, maar dan vang jy 'n geeltjie daar en die ouens was regtig moedeloos. Die klomp juniors was regtig moedeloos. En ek sê toe vir my pa, ek het hom hier deur die helfte van die dag gebel kom. Ek sê vir hom, weet pa wat? It is what it is. Ek sê vir hom, die geelvis byt laat die bissies bewe. Ek gaan 'n sak geelis vang. Ek op daai stadium het ek half geweet dat ek is in die span, so daar was nie stres dat ek moet perform om span te maak nie. Ek dink op daai stadium was ek redelik comfortable geweest in die punte. Ek sê pa, ek gaan nou myself geniet. Ek gaan na die tentjie toe, ek kry vir my kariebaatjies, ek sit vir my kariebaatjies aan en ek sê ek gaan nou daai geelvis target. Ek gaan nou kyk of ek 100 van daai geelvis 'n dag gevang. Want hulle, dis nie daai klein geeltjies nie. Almal is daai net nie size nie. Ja, Grootdraai het mooi geel is. Nee. En dit is net so lekker om dit te vang. Is lekkerder om 'n geeltjie van daai size te vang as om 'n grasie van daai size te vang. En ek besluit ek spring in daai geelis in eerslik en ek begin hulle te vang. En al die ouens sit agter in hulle karre of in hulle trailer en gesels en niemand wil daai geeltjies vang nie. En ek vang daai geeltjies vang, dan vang ek sê 7 geeltjies, dan vang ek 'n grasie of 'n kapie of vang ek 'n babertjie. Ek het so tussen daai geelis het ek 'n lekker sak vis gekry. Ja. En wat ek nou dink is ek het nog pa weet hoe ek gehengel op 'n kolletjie. Pa het geweet ek was nie die mees akkuraatste persoon as ek op 'n kolletjie gehengel het as 'n junior. En wat teen toe aan gebeur het is ek het as ek 8 gooi vat het, ek teen toe aan 6 kind of op my kol gegooi en daai enetjie net van die kol afgegooi en die kapie gevang. En nou in hindsight, nou dat Neville nou daarvan praat, is dit teen toe aan wat gebeur het, waar ek het
op daai kolletjie gehengel, ek daai geeltjies gevang en dan gooi ek daai een bietjie mis of bietjie links of bietjie regs. En dis waar jy daai kapie opgetel het, dis waar jy daai babertjie opgetel het, dis waar jy daai mannetjie opgetel het. Dis presies wat ek verduidelik het in daai plan van ons. So, Ja, dit was net gewees, jy moet net sonder dat ek uitwerk geweet waar. het Sekere plekke is dit 65-70, ander plekke is dit 105 en 110. Ons het actually die jaar voor dit, voor daai SA's, het ons die SA's gewen by Hearts Ease, by Valdam. En ek onthou Jumbo het ook nog daar gehengel. En dit was net so triekie gewees, veral met die geeles. Ek onthou het my spanmaats nog in die aande met die spanpraatjies dan sê hulle, moenie vir my sê, ek moet deur hulle werk nie, want ek weet nie meer wat om te doen nie. Dan sê ek vir die mense, werk deur hulle. Want daai was die enigste manier, jy het een afstand gehengel, trek hulle, vang baie van hulle, maar die stok wat net agter hulle lê, of net voor hulle lê, vang vir jou die ander vis. En ook nie elke keer nie, maar dit in 'n 8 ure tydperk, vang jy, as jy 40 geeles vang jy 12 tot 15 ander vis wat tel. As jy net 10 geeles vang jy net 2 visse wat tel. So jy moet daai som uitgewerk het in jou kop en dan mind jy nie om daai geeles aan te hou teiken en te vang nie, want jy weet jou ander vis kom tussenin. Weet wat, iets wat ek wil noem daar. Van hoeveel mense weet jy wat oor die algemeen groot draai toe gaan met 'n toernooi, whatever hulle hengel, SA's, ligas, klapkompetisie, whatever. Hoeveel mense is daar wat hulle vol sak geeles weeg? Ja, nee, nie sommer nie. Nee? Hoekom nie? Want hulle teiken dit nie. Almal hardloop weg van dit. Ja, Voordat hulle en sak vol is. Ek het daai ding hoeveel keer vir hulle gesê in daai tyd toe ons nog die proeves daar gehengel het. Jy kan ophou om hulle te teiken as jy vir my sê jy het 10 in die net. yes, 100%. As jy weet jy het 10 wat size is, by all means, maar tot dan toe teiken hulle. Want jy het nie, wat help dit? Jy sit die heel dag en sukkel om weg te kom van die geeles af en jy vang 2 kaaps of 3 kaaps of 5 kaaps. Presies. Nee? Kry liewer se jou 10 geeles in jou net en dan sê jy goed, ek het my 10 geeles, ek gaan nou iets anders doen. 100%. Maar jy kry nie ouens, bitter selde kry jy ouens met 10 geeles nie net. Ek sê nog verskoons jy 8 het, of so ietsie. Maar ek bedoel, die ouens kom by die skaal, as jy die geeles my mal gemaak, ek het 'n P5 gegooi, dan het hy nie 'n gele nie. Ja. Nee? Ja, 100% reg, Barry. En ongelukkig, geelvis hengel is van so 'n aard, of as jy 'n geelvis wil vang, jy weet jy gaan undersize geeles vang. Jy weet dit, voor die tyd. Maar live with it. Dit is part of the rules. Dis wat ek nou net gesê het, ons het daai mieliepytjie plan gedoen om weg te kom van die geeles af. Jy het nie weggekom nie, jy het net die ander stok 'n beter kans gegee om nie noodwendige geelvis te vang nie, maar jy het nog steeds 'n klomp gevang, want ons het die som gemaak, as jy 40 geeles vang jy 10 weegvisse. As jy net 10 geeles vang jy 2 weegvisse, verstaan? So, jy moet nog steeds daai manier dink oor dit, maar jy het 2 stokke. En dis hoe ons dit gedoen het, en dit was verskriklik suksesvol reg deur die bank vir die span. Dit was basically die enigste plan wat ons kon maak as 'n span, want om daar te hengel as 'n span is regtig bitter moeilik. Daar is kan ek ook net 'n ding daarby voeg. Ons praat net vanaand rondom groot draai. Maar die mense kan presies identies jou plan voer by 'n venue soos Jackie Leonard. Ja. Ons weet hoeveel keer kom hy geeles daarin. Ja. Ek gaan hengel ek by Jackie Leonard en dan gooi ek baie pertinent daai voer in die oggend en die oomblik as daai geeles kom, dan maak ek seker ek gooi elke tweede gooi. Vat ek sommer net 'n bol en ek skit hom in die fluoresceen of in SA poeier laat hy fluor uit en gooi hom op daai kol, vat die ding, trek hom uit, vat my stok en gooi hom 2 meter verder. Yes. Nee? Jy hou daai geeles hier besig en nou het jy 'n kans om 'n ander vis te vang agter dit. Dieselfde gebeur by RPA. RPA, as jy dan op 'n sekere level is en daai geeletjies maak jou so mal. Dis definitief 'n ding wat ons al met baie groot sukses daar gebruik het. En dis nou absoluut jou plan. Dis daai ding van vis lok vis, nê?
Visse weet nie dat geelvis nie tel nie. Visse daar binne onder die water weet ook nie dat geelvisse is 'n ordonnansie nie. Hulle sien geelvisse as 'n ander vis wat my kos gaan eet, as ek dit nie gaan eet nie. So waarever die geelvisse congregate en mal gaan, moet die karpe gaan ondersoek instel. En partykeer jaag die geeles hulle dalk 'n bietjie terug of wat ook al, maar dit is waar hierdie teorie inkom van hengel dalk net voor of agter waar jou geelvis pertinent eet. So ja, ek dink ons moet die podcast noem Geelvis is jou vriend. Wat sê jy, Sakkie? Ek dink dis 'n goeie titel. Ek kan nog net gou een voorbeeld gee wat hierdie jaar plaasgevind het. Bedoelende hierdie seisoen. Almal het vir my gelag. Hierso, wat was dit? Seker in September, Oktober daar rond toe ons daai elite gaan hengel het by Stok en Hoed, Sakkie. Ek was die dag daar gekom en ek het gesê ek gaan op 25 is wat ek gaan hengel en dis dit en ek het dit gedoen. Dis die eerste keer dat jy weer terug is daarso. En die mense het vir my moerse lekkerlik gelag die hele dag, want ek het gesê dan vang ek daai geelietjies. Maar ek het seker vir elke 10 geelietjies ek een gekry wat size is, of 'n maddie gekry of 'n kapie gekry of wat ook al. Reinhard het die dag gewen. En ek was derde omdat ek en hy in dieselfde sone was. Erika het die ander sone gewen, maar ek dink sy het 5 of 6 vis gehad. Reinhard het ons sone gewen en ek was tweede in die sone, maar ek was by verre tweede op die oewer wat ook al. Reinhard het my fair and square gewen. Hy het die oggend vroeg 'n paar mooi kaaps gevang waar ek hulle glad nie eens probeer teiken het nie. Ek het net op daai kolletjies gehengel en ek sal vir jou sê dit het daai dag net vir my weer gewys. Die mens, nou sit almal agter onder die sambrele en goed. Ek het nie kans gehad om 'n broodjie te eet nie. Ek het nie kans gehad om koffie te drink nie, man. So die vis gebyt, maar dit is geelietjies. Barry, nee. Maar tussenin het jy daai visies gevang. So ek het nog altyd en ek het dit veral by die feeder hengel geleer in spanverband. As jy in spanverband hengel, dan hengel jy en jy vat dit wat available is. Jy vat soveel punte as wat jy kan. As jy vir individual glory hengel, totaal 'n ander storie. As jy op 'n Promania final kom, gaan jy nie hengel vir 'n tweede of 'n derde. Niemand weet wie was tweede op die Promania final of op die elite final. Ek weet nie, maar ek kan vir jou sê wie het gewen. Seker die laaste 5. En ek sê as aktiewe Promania hengelaar nie. Ek weet net daai oud gewen. So wanneer jy vir individual glory hengel vir daai eerste plek, dan gaan jy uit en jy sê geelietjies gaan my nie laat wen nie. Ek gooi vir karps of babers of whatever, jy gaan vir individual glory, gooi 2 viskoppe of wat ook al, jy doen snaakse goed. Maar wanneer jy hengel vir punte en veral in 'n spanverband of as jy 'n tipe van 'n kompetisie hengel waar jy oor 'n tydperk moet punte opbou, dan hengel jy soos wat jy nou gehengel het. Jy hengel vir dit wat beskikbaar is. Jy vang soveel as moontlik vis, want tussenin vang jy die spesies wat tel ook. En dis altyd super belangrik. Enige tyd wat jy oor see gaan, wat ons oor see gegaan het vir feeder of 'n paalhengel, vat jy die punte onoffer. Jy probeer nie 'n here wees nie. En dit is iets wat hengelaars in Suid-Afrika nie altyd noodwendig besef nie. As hulle kom by die water en hulle sê, hoe gaan ek die dag wen? In plaas daarvan om te sê, hoe gaan ek my span help om te wen? Absoluut. Alright, kom ons, ek sien die tyd nog gaan so 'n bietjie te vang. Neville, ek wil gou vir jou 'n vraag vra wat ek vir die members gaan gee. So vir die van julle wat nog nie deel gevorm het van die members nie, julle kan kyk in die description onder, kan jy daai eerste link klik vir members. Ons het daar die twee memberships, lekker level 1 en lekker level 2, gaan kyk 'n bietjie daar. Alternatiefelik kan jy net op die join knoppie druk as jy nog klaar gesubscribe het. As jy wil sien die subscribe knoppie word 'n join knoppie op YouTube, dan kan jy daarso klik om 'n paar ekstra video's te kry. Neville, as jy moet sê 3 geure vir groot draai. Wat sal jy sê is jou 3 geure? Ek het een ander wenk wat ek vir mense sal wil gee as hulle ooit groot draai toe gaan. As jy kompeterend hengel, ek praat nie van die ou wat social hengel vir naweek nie. As jy kompeterend hengel, jy's in die ding is, jy kry nie vis nie. Vat vir jou stok, sit vir jou net wurmpies aan. Mooi lekker klompie wurms, maar mooi op die hoekie, nie zigzag
tros nie. 'n Klein wurmasie, maar lekker vol. Vat daai ding, skit hom in rooi poeier, laat hom so 5 minute hang, gooi daai ding. Bottom uit stroppie, geen bol nie, niks nie. 2 wurmpies op, jy weet, 2 hoekies wat albei net wurms het, rooi poeier, geen geur nie. Ek garandeer jou, ek sê jou nou, jy sal nie blank nie. Ek weet jou 'n vis. Jy moet Maar weet moet as dit ons nie van baie- dam praat. moet dit nie die hele dag probeer nie, want dit het nog nooit vir so gewerk nie. Maar dit gee vir jou, en jy gooi hom hier naby. Jy gooi hom 25, 30 meter. Groot draai, as hy vol is, het hy baie van daai graspolle wat so staan. Jy gooi hom tussen daai graspolle, of miskien 5 meter agter die graspolle. Vat daai wurmpies, gooi hom daar, very guarantee jou vis. Barry, jy moet weet dis 'n moeilike dam as jy praat van ek garandeer jou jy gaan nie blank nie. Ja. Aries Bakkies, ek deel die gevoel, my hart, As blank die deel word van die gesprekke moet 'n mens weet, dis 'n moeilike. Ek sê hulle nou, dit vat daai relief as jy daai klein babertjie vang. Ja. Ag, heer man, dit is soos 'n 20 kilo kaap, man. Nee, verseker. Kyk, daai dam, dit kom terug na die hele doel van hierdie gesprek en dit is daai dam slyp jou tande. Jy sal leer om te dink op jou voete. En dis tog 'n lekker plek as dink dinge dit is een van- die dinge begin aangaan, as die ligte aangaan. Is dit 'n lekker plek om vir die ligte om aan te gaan. Dis nie dat dit altyd net moeilik is. Ons hengel hom eintlik te min deesdae. Ek sien nie baie, ek weet in Mpumalanga hengel baie daar en so hier en daar is 'n kompetisie, maar nie meer so baie soos in die ou dae nie. En ek wonder hoekom, is mense te bang vir die plek, is die paaie Ek nie dink meer dis die mooi nie? pad. Ek dink dis die pad. Die Ja. pad is bietjie van 'n krisis. Per toeval, ek het die naweek het ons 'n dubbel elite gehengel by Grootdraaidam en Chris Reder het Sondag het hy langs my gesit en hulle het Jy bedoel 'n ander Saterdag dam. Jy het nou gesê Grootdraai. ag by Trigard. Ons By was by Trigard. Trigard en hulle Chris Reder het Sondag toe nou langs my gesit en hulle het Saterdag by Grootdraai 'n klapkompetisie gehad. En hy sê hulle het in die oggend 'n paar visies gekry en toe raak dit heeltemal stil en die volgende sê een van die ouens dis nou daai tyd vir daar binne hengel. Hy sê toe het hulle daai lote gevat en binne gegooi 135 wat ook al. En op ons ouderdom is dit verskriklik ver. Daar binne gegooi, hy sê in die volgende oomblik toe het hulle daai mooi Kaaps begin vang. Hy sê en dit was regtig waar baie lekker geweest. So Dit is op Grootdraai is die enigste dit is waar ek en Janie daai liga gehengel het by die boot, net hè. ja. Dis die eerste plek waar ek my eerste groot sak maar ek het daar, dit was nie in hele oë groot nie, maar ek bedoel ons het daarso 50 kilos elk gevang op 'n liga dag, maar ek bedoel dit was Ja. lekker geweest, maar dis diep water geweest. Ons het daarso tot ons ek dink 26 meter of so iets gelê. Jy sien, een ding wat ek jou kan sê van Grootdraai, as jy hom wil gaan hengel, moet jy voorbereid wees vir alles. Jy moet reg wees om enigiets te kan doen. Jy moet reg wees om op 40 meter te hengel, jy moet reg wees om op 130 meter te hengel en alles tussenin. Jy moet uit die boks uit kan dink, jy moet mielies hê, jy moet reismier hê, jy moet slangwurms hê, jy moet karibawurms hê, jy moet soetwitdeeg hê, jy moet flouties hê, jy moet alles hê. Jy kan nie daar opdaag met 'n vooropgestelde idee en dink dit gaan fireworks wees soos daar by Barry op die oggend. Jy sal die donder weer slaan daar by jou hoor. Yes. Like het al 'n goeie so, bietjie. So ek sê nou vir jou, dit is 'n dam, as jy jouself wil toets as 'n hengelaar en wil meet, dink ek is 'n baie goeie plek om dit te doen. Jy gaan regtig moet voorbereid wees, jy moet fokus, jy moet dink terwyl jy hengel, wat kan ek doen want daar is vis voor my wat ek kan vang. En dis ook een van die venues waar ek ook net altyd sê, moet jy nie blind staar teen die ou langs jou nie. Nee. As jy nie daar vis kry nie, maak jou eie plan. Ja. Want daar is 'n ander plan. Jy moet dit net doen, dink en Ons het as penmaats het ons verskillende goed gedoen om te sorg dat ons vis in die net sit. Ek meen, dis op dieselfde pen. So daai wat jy nou sê is 100% reg. Jy moet absoluut vir jouself uitwerk.
Ja, wel, ek dink dit was 'n lekker oewer om te geanaliseer het vir ons eerste een. Ek dink dis definitief iets wat ons sal verder vat in die toekoms. Ek het nog een vraag vir Neville. Neville, ons het nou my pa het ook so 'n bietjie daarin geraak met die vraag vir die members rondom die hele sout ding vir die geelvis. Dis die laaste topik wat ek net vinnig aan wil raak voordat ons baie sê, want ek dink dis iets wat ek al 'n paar keer wou bespreek het in die loop van die podcast. Nie die episode nie, vandat ons die podcast begin het. Maar also wat die ouens sê, hulle meng byvoorbeeld dat hulle sal sout vat en hulle deegie inmeng of ietsie soos dit. Sal jy dit sê dit is iets wat werk of is dit 'n ou vrou storie? Ek sal sê dat dit definitief iets is wat dis nie 'n risiko nie. Sout is 'n mineraal en alle diere hou van minerale. So as jy 'n blok sout in die veld gaan neergooi oor 3 of 4 dae, dan staan die troppe rooibokke, kudu's, blou wildebeeste, alles in lekkie sout. In 'n dam selfe storie. Dit is 'n mineraal wat vis net eenvoudig vind en hulle hou daarvan. So jy kan nie dit oordoen of verkeerd gaan met sout nie. Ek is nie 'n ou wat baie sout in my aas sit nie, maar jy kan dit gerus doen in my opinie. Ek dink nie dit gaan enige negatiewe effek hê nie. Okay, maar wat Sakkie vra is, dink jy sout hou geelvis weg? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink hulle hou daarvan. Alle vis hou daarvan. Wat is pa se opinie rondom dit? Want ek weet dit is iets wat pa al aan gedink het. Weet jy, is 'n ding waarmee ek sout as sulks is bewys dat vis daarvan hou. Molasse is definitief iets wat alle vis van hou. Of sout die geelvis weghou, weet ek nie. Ek kan nie sê dat ek nou ooit agtergekom het dat ek vang geelvis. Geelvis, nou sit ek sout by en nou vang ek hulle nie meer nie. Dit het nog nooit gebeur nie. Maar tog is daar baie mense wat sweer daarby. Maar net so glo baie mense hulle vang vis met borrie en ek het nog nooit 'n vis met borrie gevang. Iets wat ek wel moet sê is dat daai dag toe ek daai geelvis getarget het, as ek het nie mis dit, hoe ek dit mag gesien het is ek het met iets soets gehengel. Iets soets met vreeslik baie fluoro. Dis maar in my kop as ek dink as ek 'n geelvis moet vang, gaan ek iets wat vreeslik soet is met vreeslik baie fluoro gooi en ek gaan dit nie baie ver gooi nie, ek gaan dit in daai warmerige water draai gooi. Dit is ek dink souterige aas soos goed met molasse in en minder groen fluoro is minder aanloklik vir geelvis. Ja. Maar nie noodwendig, dit gaan hulle nie weg nie. Dis net minder aanloklik. Ja, wat ek ook vir Sakkie kan sê is jy praat net van soet met baie fluoro. Maar fluoro is ook sout. Solid, daar's ons terug by X-factor, whatever. Soet, baie fluoro. En ons vang sakke vol Kaap saam mee en maddies en my ding is fluoresien is ook sout. So dis Ja, dis sodium fluoresien. So dit is dis ook sout. Ja, alright. Ons het nou 'n paar vrae wat ons nou op Horizon Moody se page gekry het. Ek sal vir Neville 'n bietjie deurstuur of Neville sal en of altyd as hy 'n bietjie tyd het daar net gou gaan reply want daar's 'n paar goed oor feeder. Ek dink dit is sommer net dit kan nice wees as hy dit gevoel of nie nou nie, maar wanneer hy tyd het vir julle kan reply. Ek dink dit was regtig 'n goeie en ek dink vir die luisteraars by die huis as julle enige damme het wat julle wil graag hê ons moet 'n bietjie analiseer, gooi vir ons dit in die comments, dan sal ons kyk wat se hengelaars wie kan skryf wat daai oewers hengel. Maar dan kan ons hulle kry. Neville, ek wil vir jou vreeslik dankie sê vir dit. Ek dink dit was weer een van daai goeie lekker episodes. Ek weet nie of dit net is want ek nou verlede week nie gerekord het nie dat ek is uitgehonger gewees vir 'n lekker podcast en ek moet sê ek het 'n lekker podcast weer gekry. So ek wil vir jou dankie sê vir jou moeite en vir jou kennis. Dit is altyd lekker om met jou te chat. Dankie julle. Dis vir my lekker om met julle te chat en ek hoop almal wat luister geniet dit en hulle leer miskien iets of hulle kry dalk 'n paar nuwe idees om toe te pas in hulle eie Engels. So dankie. En dan wil ek maar weer vir 'n paar dankie sê. Dit was 'n rowwe week. Die mense het nie agter die skerms gesien wat aangaan nie. Maar ek wil vir 'n paar dankie sê dat ons toe eventually hier uitgekom het waar ons vanaand weer enetjie kan rekord. Die vorige episode wat ons nou met DQ gedoen het was regtig smooth, baie maklik. Hierdie een was nou weer regtig maklik, maar intussen was daar 'n bietjie hiccups gewees.
Dankie Sakkie, dit was 'n moerse plesier. Ek het een laaste dingetjie wat ek nog net vir Neville wou vra. By rondom die groot draai ding. As jy nou sien toe gaan, jy's nou vanaand, jy hengel môre daar, jy's vanaand by die huis. Jy weet nie wat 'n nommer gaan jy trek nie. Ons weet jy gaan dit opsom as jy daar kom. Maar in jou mind, wat dink jy is daai eerste vis wat jy teiken? Hier naby 'n muddy, daar binne 'n Kaap, 'n Barber. Net daai eerste moment. Voor jy's by huis. Jy's nog nie daar nie, jy weet nie wat 'n nommer jy nie. Ek sal gegee die tyd van die jaar. Jy bedoel nou, vandag. As ek môre moet gaan hengel. Ja. Groot draai loop obviously alweer oor. Wat vir my sê water hou aan invloei, dit hou aan reën, die donder weer hou aan slaan, ons kan dit hoor al by jou op die oomblik. Ek weet vir 'n feit moddervis en donderweer loop nie saam nie. So ek gaan dadelik nie teiken. Ek gaan hulle nie dadelik van die begin af teiken nie. Ek gaan 'n naby stok gooi, 'n 65 afhangend van waar ek sit. 'n naby stok en 'n bietjie verder stok. Kom ons sê 65 en 'n 105 of 100 meter. So jy gaan karp teiken. Ek gaan grootliks hengel vir enigiets wat byt. Ek gaan eintlik geelvis teiken. Snaaks genoeg. Ek gaan geelvis teiken en kyk wat vang ek tussenin. En ek gaan aanvaar dat daar's redelik kleur in die water as gevolg van al die reën. En ek gaan 'n bietjie sterker geure hengel omdat daar soveel kleur in die water is. Die vis kan nie so goed sien nie, so ek gaan meer staat maak op die vis se reuksintuig. So ek gaan heel moontlik daai band spices 'n bietjie harder hengel saam met die FX vir die kleur. En dan gaan ek kyk wat ek vang en wat is die reaksie in daai eerste 2 ure en daarna sal ek dan nou aangaan. Maar dit sal my benadering wees. Dankie. Wat vir pad? Dankie Sak. Ek weet nie. Ek sal kyk waar kom, maar ek sal tent aan. Ek sal solid gaan en ek sal definitief die rooi hengel. Ek hengel altyd 'n stok ver. Soos wat Neville ook nou sê, die weer is moeilik. So ek sal definitief 1 stok vat, ek sal hom flat out gooi, so ver as wat ek hom kan gooi. Open spoel, nie geklip, nie geniks nie. Om maar binne gooi en ek sal hom bank vir 'n karp en die ander een sal ek hierso op 25 of 30 meter hengel. En kyk wat kan ek hier teen die kant in die gras kry. Daai visies wat hier. Ek sal by eerste stok sal ek 'n wurmpie gehad het. Ek sal definitief. Obvious. Ja, daar's geen twyfel dat ek dit nie sal doen. Ek sal nie eens bodder met 'n floutie nie. Ek waarborg jou my eerste 4 hoeke sal nie 'n floutie aan hê nie. My groot stok sal 2 deegies aan hê, maar ander stok sal 'n wurm op een hoekie en die ander hoek 'n wurm in 'n deegie. En klaar. Sal jy regtig nie 'n secret floutie gooi nie? Nee, ek sal geen floutie gooi nie nou nie. Nie as ek nou groot draai toe moet gaan nie. Ek gaan op die grond hengel. Met daai vars water, daar's soveel water. Dis vir my baie dieselfde ding by Vaaldam op die oomblik. Ek hou daarvan om op die grond te hengel. Ek het die naweek by Trigard wat ons daar gehengeld, daar het ek net vir julle gesê, ek het my bakkie deeg klaar gehengel. Ek het die minimum vis op 'n floutie gekry. Ek voel net daar's soveel vars water wat inkom oral in die damme in. Die vis vreet nou want hulle soek goggatjies se goed op die grond. Hulle worry nie oor hierdie dooie ding wat die boot dryf nie. Dis my mening. Gaan ons groot draai toe, Barry? Absoluut. Ek saam met jou. Wanneer hy ons. Sorry Sakkie, jy's nou 'n bietjie ver. Maar ons wil vir jou foto's stuur. Klink nou. Ek love hom. Alright julle, ek wil vir die van julle wat geluister het tot nou toe wil ek baie dankie sê. Ons sien julle volgende week weer, selfde tyd, selfde plek. Dan sien ons julle dan. Cheers.